by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne, die see is syne, hy het dit gemaak, sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. As julle vandag maar na hom wou luister, 'n uitnodiging, dat ons vandag na die Here kan luister. En dit is vir my ook 'n voorreg om julle te kan groet in sy naam, die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En mag jy vanoggend sy teenwoordigheid ook beleef. Kom ons word 'n oomblik stil, en dan gaan ek geleentheid gee vir stil gebed, en daarna gaan ek vir ons voor ook in gebed. Here, dankie dat ons vanoggend kan bely dat U die Skepper God is, die magtige God, dat alles aan U behoort, ook ons. Here, wat 'n voorreg is dit nie, om deel van U eiendom te kan wees, deel van U kudde, van U volk, van U gemeente, Here. Met die wete dat U ons versorg, dat U ons gered het. En Here, dat ons vanoggend hier by mekaar is, omdat ons aan U die dank en die eer en die lof wil bring. Here, mag U ons seën vanoggend wanneer ons so saam is as U kinders. Mag elkeen vandag weer deur U aangeraak word, Here. En Here, mag ons vanoggend hier, wanneer ons hier weggaan, weet dat ons 'n ontmoeting met U gehad het. Ek dank U daarvoor. Amen. Ek wil vanoggend vir ons ook die wet voorlees uit Eksodus 20, die 10 gebooie wat ons almal baie goed ken, maar tog so elke nou en dan net weer aan herinner moet word. Eksodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders
wat aan hom behoort nie. Ons almal weet dat ons hierdie gebooie nie altyd kan nakom nie. Dat ergens in ons menslike gebrokenheid val ons, fouteer ons, nie noodwendig eers doelbewus nie, maar partykeer maar net omdat ons menslike natuur ons daartoe dwing. Maar gelukkig kan ons vanoggend ook dan na die Here toe kom en ons skuld bely. En ek gaan vra dat ons dit vanoggend gaan doen. Daar gaan woorde op die skerm verskyn. En dan gaan julle as gemeente gaan 'n gedeelte sê en ek gaan dan vir ons as antwoord ook 'n gedeelte sê. Gemeente, Heer, wees ons genadig. Christus, wees genadig. Heer, wees ons genadig. Terwyl ons so sit, gaan ons dan nou lied 247 ook as gebed tot die Here sing. Heer, wees ons genadig. Romeine 8 vers 1 sê vir ons, daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus staan. Geen veroordeling. En daarom vanoggend, wanneer ons skuld bely, kan ons weet die Here is getrou en regverdig en hy het ons vrygespreek en ons verlos. En ons kan hom daarom ook aanbid. Ons gaan dit nou doen deur 2 lofliedere saam te sing. Lied 245, ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. En daarmee saam ook daarom. Kom ons staan en dan sing ons dit tot eer van die Here. Die guns my aangebied.
Julle kan maar sit. Ons is vanoggend weer bevoorreg om te kan doop. Dit is so groot voorreg om herinner te kan word dat ons God se geliefde kinders is. En elke keer wanneer ons die doop aan 'n babatjie bedien of aan enige persoon bedien, dan is dit 'n herinnering vir ons almal dat ons God se kinders is. En daarom lees ek vanoggend weer vir ons die formulier voor. En terwyl ek dit lees, vra ek dat jy sal luister, nie net op grond van die gesin wat vanoggend hier voorkom staan nie, maar weer vir jouself en ook jou eie gesin. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê: ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Paasmaal as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê: gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken en verkondig dus dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan inkom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien, en dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer dat ons hoe langer, hoe meer sy beeld vertoon. Kinders van gelowige ouers moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom ook is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Ek gaan vra, Tim, dat jy en Andrea asseblief voorkom staan.
Julle kan sommer hier so by my staan. Dankie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, moet julle asseblief opreg op die volgende vrae antwoord. Ten eerste, bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En ten derde, beloof julle om hierdie kind, van wie julle die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wonderlik. Ek gaan vra dat Zaiden asseblief dan nou vorentoe gebring sal word. Vanoggend is vir my 'n groot voorreg ook, want ek het die voorreg gehad om julle te trou en dan nou ook die doop te kan bedien aan julle eerste seun. So dit is 'n groot voorreg vir my ook om dit te kan doen. Voor oom weggaan, as die familie graag voor wil kom staan, is julle welkom. As julle nie wil nie, is dit ook reg, maar julle is baie welkom om hier voor saam te kom staan. Julle is gemaklik. Goed. Jene, maar jy's 'n cute ou mannetjie, nee? Ja, as jy net kyk hoe hy lag hier. Hallo. Kyk al die mense, hè? Kan jy hulle sien? Kom staan lekker naby. Nou het ek sy doopseël nie by my. Gaan jy al vir die mense waai? Sê 'n bietjie hallo. Staar net vir oupa lyk dit my. Kom lekker naby julle. Zaiden Lukas van Straten. Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons bid saam en ons dra vir Zaiden ook aan die Here op. Here, dankie dat ons vanoggend bewus kan wees dat U die Skepper God is wat ook vir Zaiden gemaak het, Here. En Here, ons wil hom vanoggend, omdat hy U kind is, weer aan U kom opdra. Here, mag U hom seën in sy lewe. Mag hy U liefde ken. Mag hy U as Vader leer ken. Here, ek wil graag vir Tim en Henry aan U kom opdra en vra dat U hulle as ouers sal help om hierdie boodskap vir hom oor te dra. Om te leer dat hy U kan leer ken. Mag hulle vir hom 'n voorbeeld wees. En Here, mag hy deur hulle liefde aan hom ook U liefde leer ken, Here. Here, baie dankie dat ons hierdie boodskap vanoggend weer in ons harte kan hoor. En Here, mag U hulle as gesin en familie seën met U liefde. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie geluk julle. Hier is 'n kersie wat julle kan aansteek elke jaar op hierdie datum. En dan kan julle vir hom vertel wat vandag hier gebeur het. Hy's baie nuuskierig, ek dink hy neem alles in, so hy gaan een van die kinders wees wat gaan onthou. En dan hier is ook sy 'n Bybel vir hom, 'n eerste Bybel wat hy nog natuurlik nie nou al gaan lees nie, maar dat hy sodra hy kan, en julle kan so lank vir hom hier uit begin lees, alhoewel hy dalk nog nie te veel gaan verstaan nie, maar baie geluk en seën vir julle ook, hoor. Ek wil ook daar so gee, daar sal julle kan weer gaan sit, dankie. Ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas 18. 'n baie bekende gelykenis
vanaf vers 9, Lukas 18 vanaf vers 9 tot en met 14, die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. So julle is baie welkom om daar saam met my oop te maak of die woorde op die skerm te volg. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbreekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 10de van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Ons lees tot en met sover. As ek vanoggend vir jou sou vra, wie is jy? Sou elkeen van ons waarskynlik die vraag 'n klein bietjie anders geantwoord het. Maar ek vermoed, niemand van ons sou sommer as deel van ons antwoord gesê het, ek is 'n sondaar nie. Dis nie iets wat ons sommer wil sê of erken nie, en waarskynlik ook as jy dit gaan sê, gaan mense jou 'n bietjie vreemd aankyk. As jy sê, hallo, ek is Ulrich, ek is 'n sondaar. Mense gaan dink daar's dalk fout. Dit is byvoorbeeld vir ons baie lekkerder en makliker om te sê ek is 'n kind van God. Party mense sal jou dalk hieroor ook dalk 'n bietjie vreemd aankyk. En natuurlik leef ons eintlik eerder uit die identiteit as kinders van God. Maar ons moet altyd onthou dat al hoe ek kan sê ek is 'n kind van God, is om in die eerste plek te sê ek is 'n sondaar. Ek is 'n sondaar. Ons het nou vanoggend hier by die doop gehoor, en ek dink dis 'n gedeelte van die doopformulier wat ons maklik miskyk of vergeet van. Maar ons kom en bely en erken by die doop dat ons en ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het. Dat ons in die eerste plek in ons identiteit sondaars is. En ons kan nie daarby verbykom nie. Romeine 3 vers 12 sê, daar is nie een mens wat kan sê, hulle is regverdig nie. Hulle is nie 'n sondaar nie. 1 Johannes 1 vers 8 tot 10 sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en dan is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Maar as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Jesus tot leenaar en dan is sy woord nie in ons nie. Ons is sondaars en daarom moet elkeen van ons erken, ek is 'n sondaar. En dit moet deel wees van elkeen van ons se identiteit. En dit moenie iets wees waaroor ons skaam is nie. Moenie iets wees wat ons voel ons nie kan erken en sê nie. Inteendeel, dit moet iets wees waaroor ons bly is en feesvier. Nou besef ek vanoggend as ek dit sê, dit klink dalk baie vreemd. Maar hoor onder andere wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 11 vers 30. As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Ons kan daai swakhede eintlik in Paulus se taal vertaal
as dan sal ek roem oor my sonde. Dit klink vreemd, dit maak nie sin nie. Hoekom? Hoekom? Wat het die kragtigste getuienis? Iemand wat kom en sê, weet jy, ek was nog altyd 'n goeie mens, ek het nog altyd as Christen geleef, weet jy, ek het nie regtig veel verkeerd gedoen nie, ek was altyd getrou, soos wat my ouers my geleer het. En dis wonderlik, nê? Ons is baie dankbaar dat daar sulke gevalle is. Eintlik wil ons sê, almal van ons storie moet so wees. Maar hoe kragtig is 'n getuienis nie, van iemand wat kan kom erken en sê, ek is 'n sondaar. Ek het alles verkeerd gedoen nie. Deel van Korintiërs 11 kom Paulus en hy sê, ek is die slegste van almal. Die grootste sondaar, noem hy homself. Hy brag oor die feit dat hy die grootste sondaar is. Want dan, as ek sê, maar kyk wat het die Here met my gedoen, dan het my getuienis 'n ongelooflike krag. Kyk wie ek was. Nie soos die fariseer wat kom sê, Here, dankie, ek is nie 'n dief of 'n bedrieger of 'n egbreker of 'n tollenaar nie. Dankie, sê hy, dat ek kan kom sê, Here, ek was 'n dief. Ek was 'n bedrieger, ek was 'n egbreker, ek was 'n tollenaar. Ek is die grootste sondaar. Maar U was my genadig en kyk wie is ek nou. 'n heilige kind van Christus. So 'n maand gelede, eintlik presies 'n maand gelede, was Stefans Coetzee hier om te kom getuig oor sy lewe by die Gideons. En deel van die aand, een van die dinge wat by my gebly het, is dat hy gesê het, hy kan nie wegkom van sy identiteit as 'n moordenaar en 'n bomplanter nie. Dis vir hom hartseer, dat wanneer hy na mense toe gaan, dan adverteer hulle dit as die ou wat in die tronk was. Die ou wat mense doodgemaak het. Kom luister na hom. En ek het besef hoeveel hartseer daarin is, maar ook besef dat eintlik moet dit elkeen van ons se storie wees. Want dit is wat sy getuienis so kragtig maak, dat hoe kan dit wees dat iemand wat moord gepleeg het, bomme geplant het, vir jare in die tronk was, sy storie is iets ongelooflik, nie eintlik goeie verhouding met sy ouers gehad het nie, daar was niks in sy lewe reg nie. En die Here kom en hy swaai daai mens om, en hy maak van hom 'n goeie pa, 'n goeie man, 'n gelowige, wat nou probeer 'n heilige lewe leef. Wat vir sy mense vir wie hy seer gemaak het, jammer gaan sê. Wat kom erken het, ek is 'n sondaar, vergewe my. Iemand wat nie tot op die punt kan kom om te sê, ek is 'n sondaar nie, sal nie in die koninkryk van God deel kan hê. En dit was die probleem met die fariseer. Hierdie fariseer het alles gedoen, alles reg gedoen. Hy het die wet getrou nagevolg, hy het niks sonde gehad nie, het hy gedink. Maar hy erken, hy sê, Here, ek het al die gebooie onderhou, ek bid gereeld, ek vas gereeld, ek gee my 10de van my hele inkomste, nê. Is nie net 'n gedeelte of net my wins nie, van my hele inkomste gee ek 'n 10de. Wetlik gesproke was hierdie fariseer die beste mens wat jy op aarde kon kry. En hy het sy bes gedoen om die Here te dien. Maar hy kon nie erken, ek is 'n sondaar nie. Iets wat die tollenaar, wat daar een kant agter gaan sit, op sy bors slaan, en eintlik nie veel kan uitkry, behalwe ek is 'n sondaar nie, met nog een versoek by, wees my genadig. Hy, kom sê Jesus, is die een wat wegstap as iemand wie se saak met God reg is. In Christendom gaan dit nie oor hoe goed ons is nie. Dit gaan nie oor hoeveel ons reg doen nie. Dit gaan oor die feit dat ons kan kom bely en sê, ek is 'n sondaar, wees my genadig. En dan vergewe die Here ons. In Lukas 5 vers 32 lees ons dat Jesus sê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Jesus het gekom
vir sondaars. Die preek het ek eintlik nou al laasweek begin skryf en hy het so gevorder. En 'n preek, een van ons professors het gesê, 'n preek is nooit klaar nie. Hy's gewoonlik eers klaar as ek nou hier amen sê, maar ook dan was daar eintlik nog om te sê. Maar gisteraand gaan ek die preek soos wat my gewoonte is weer deur. En heel toevallig toe ek gaan lê om te slaap, toe kom ek af op hierdie prentjie. Wat Lukas 5 vers 32 ook aanhaal. Piet, as jy hom dalk vir ons kan opsit daar, ek hoop hy gaan werk. Ek kom af op hom, soos wat ek daar gelê het en deur my sosiale media gegaan het. What people think Christianity is, I'm a good person. What Christianity actually is, Lord, I'm a sinner, forgive me. Dis die gelykenis wat ons vanoggend gelees het. Wat ek in hierdie prentjie heel toevallig gisteraand raak kry. En ek het gedink ek wil dit graag vir julle vanoggend wys, want dit som dit so mooi op. Christendom is nie kyk hoe goed ek is nie. Christendom is nie kyk hoe heilig ek is nie. Christendom is kyk hoe groot sondaar was ek. Kyk hoe groot sondaar was ek. Watter tipe kerk wil ons wees? Watter tipe gelowige wil ons wees? Een wat vertel hoe goed ek is, hoe goed ons is, of een wat erken ek is 'n sondaar, ons is sondaars, en dan gee ons onsself oor aan God se genade. En kies om eerder aan hom oorgelaat te wees. Die pad na verlossing, na redding, kom deur die pad van erkenning dat ons sondaars is. En daarom glo ek dat ons nooit 'n veroordelende kerk moet wees nie. Ons moet genade met mekaar kan hê. Ons moet ander sondaars kan verwelkom met troos en nie veroordeling nie. Ons moet kan sê, moet nie bekommerd wees nie. Ons sien jy's 'n sondaar, maar so was ons almal. Ons almal was sondaars. Maar kyk wat het die Here met ons gedoen. Hy kan dit ook met jou doen. Ek dink die AA vereniging het dalk iets hier rondom reg gekry. Julle is wel bekend met hoe hulle stelsel werk, maar die heel eerste belangrikste gedeelte van hulle hele proses is dat wanneer jy in 'n byeenkoms byeenkom, moet jy kan kom en sê, ek is Ulrich, ek is 'n alkoholist. En ek dink ons moet dalk iets by hulle gaan leer in die kerk, dat ons 'n Sondag hier by mekaar kan kom en sê, ek is Ulrich, ek is 'n sondaar. Dat ons daardeur onsself en mekaar herinner, dat ons niks anders het om op te roem, behalwe die kruis nie. Dat ons niks voor die Here kan bring en sê, Here, maar kyk, ek het daarom hierdie en hierdie gedoen nie. Nee, alles is net genade. En omdat alles van ons net genade is, moet ons genade met ander mense hê. En daarmee sê ek glad nie vanoggend, dat ons ooit enigsins sonde goed moet praat nie. Hoor my vanoggend mooi. Sonde bly sonde, en sonde is dit wat ons tot die dood gebring het. Maar ons is so bevoorreg dat Christus gesê, dit is nie die einde nie. Ek gaan julle verlos hiervan, ek gaan julle vrymaak hiervan. Miskien vertel die gelykenis van die verlore seun dit eintlik die mooiste. Wanneer die seun uiteindelik besef hoe droog hy gemaak het en hoe sondig hy is, dan gaan hy terug na sy pa toe en dan sê hy vir sy pa die volgende woorde: Pa, ek het teen pa en teen God gesondig. Ek is nie meer werd om u kind genoem te word. Behandel my soos een van u slawe. Want dit is die waarheid. Elkeen van ons het gesondig en is nie werd om kinders van God te wees nie. Maar dit is juis in die erkenning dat ons sê ek is sondig en ek is nie werd nie, wat God as Vader kom sê, welkom my kind.
kom ons vier fees. 'n Sondaar het tuis gekom. En dan kan ons leef as kinders van God. Dan kan ons gaan leef uit hierdie identiteit. Dan kan ons bly wees vanoggend en ons kan sê, maar ek is 'n kind van God. Dit maak nie saak wie ek was nie, ek is nou 'n kind van God. Maar ons moet nooit vergeet wie ons was nie. Ons moet nooit vergeet wie ons was nie. Die oomblik wanneer ons vergeet wie ons was, raak ons hoogmoedig soos die Fariseer. Ons moet altyd onthou ons was 'n tollenaar. Efesiërs 2 vers 11 en 12 verwoord dit verskriklik mooi. Dit sê, hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene, sondaars, en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In hierdie tyd was julle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Dis wie ons was. En ons moet dit altyd onthou, sodat ons altyd in nederigheid die Here sal bly dien en nooit te veel van onsself sal dink. Dat die sondaars wat nog buite die gemeente is, tuis sal wees, omdat hulle weet, maar hulle hoef nie eers reg te wees om deel te wees nie. Hulle kan maar met hulle sondes deel word van ons gemeenskap. En daarom kan ons vir 'n kind wat nog geen sonde gedoen het nie, maar waarskynlik nog baie sonde gaan doen, ook die doop bedien. Want God kom en sê, ek het vir jou gesterf toe jy nog 'n sondaar was. Voor jy my gekies het ek jou lief gehad en het ek gedoen wat nodig is sodat jou sondelas van jou af weg kan kom. Maar onthou dan wie jy was. As ons onthou wie ons was voor Jesus ons gered het, sal ons altyd uit dankbaarheid in sy genade kan leef en nie sommer te veel van onsself dink nie. Ons sal met meer genade met ander mense werk. Ons sal meer genade aan ander mense betoon. Ons sal nie sommer sleg praat van enige mens nie, want ons sal onthou, ek was die slegste van hulle almal. Aan die begin van die jaar het ons vir mekaar gesê dat ons hierdie jaar mekaar as gelowiges wil help om in 'n verhouding met God te leef. En die Here het dit erg op my hart gedrink dat ons net vanoggend as geloofsgemeenskap moet onthou dat ons ongelooflike genade gekry het. En dat ons sondes baie was, maar vrygespreek. En daarom kan ons vanoggend in dankbaarheid hom gaan dien. Deel daarvan om mekaar te help as gelowiges om in 'n verhouding met God te leef, is om mekaar as sondaars te aanvaar. En dan 'n gemeente van gelowiges te wees, die gemeenskap van die heiliges soos ons dit bely, maar met die erkenning dat ons eintlik 'n hoop sondaars was. Dat ons in die eerste plek eintlik dit nie verdien het. Maar dat ons nou as heiliges kan gaan leef omdat God ons heilig verklaar het en al hoe meer besig is om ons heilig te maak. En wanneer ons dan val, wanneer ons weer verkeerd doen en fouteer, dan kan ons weet die Here is getrou en regverdig en hy gaan by ons bly, hy gaan die pad saam met ons stap. Hy sal deur sy gees ons al hoe meer na sy beeld vorm. En daarom het hy ook ons as mekaar vir mekaar gegee, sodat ons mekaar as gelowiges kan bystaan en mekaar kan help in hierdie proses. Kom ons word 'n oomblik en dan bid ons saam. Here Jesus, wees ons sondaars genadig.
Here, soos wat U dit keer op keer op keer was. Here, dankie dat ons vanoggend kan weet dat U offer genoeg was. Dat U bloed die prys betaal het. Dat ons vandag as kinders van God kan leef. Maar Here, help ons dat ons nooit uit hoogmoed aan hierdie identiteit sal vashou nie, maar dat ons altyd sal onthou wie ons was. En Here, daarom uit soveel dankbaarheid teenoor U met ons hele lewe gewy aan U sal leef. Here, ons wil graag op U liefde reageer deur mekaar en ander mense te gaan lief hê, om hierdie wêreld te gaan lief hê wat nog so sondig is. Here, ons besef vandag weer opnuut ons afhanklikheid van U. Maar Here, U beloof in die woord dat die wat afhanklik van U is geseënde mense. Want juis hulle sal die koninkryk van God ontvang. Here, ons kom erken dit vandag. Ons is afhanklik, Here. Ons is tot niks in staat sonder U nie. Here, dit is deur U genade alleen dat ons is wie ons vandag is. En Here, dan wil ons met die beste van ons vermoë dan ons alles vir U gee. Here, ek wil vanoggend na U toe kom. En Here, ek wil kom bid vir elkeen wat hier voor my sit en wat by die huis luister, wat later na hierdie boodskap moontlik kan luister. Here, mag U hulle deur U Gees aanraak. Here, mag U hulle vanoggend weer vryspreek. Here, mag hulle vanoggend weet, al is hulle sondaars, is U genade genoeg. Here, ek wil kom bid dat U ons as gemeente sal help. Here, dat ons in hierdie dorp 'n getuienis sal wees. Here, sodat almal welkom sal wees, Here. Maak nie saak wie hulle is of wat hulle gedoen het nie, Here, maar dat hulle tuis hier sal wees, omdat hulle weet hier by U is verlossing moontlik. En ons is bereid om 'n pad saam met elkeen te stap. Here, ek wil vanoggend 'n klomp behoeftes aan U kom opdra. Here, ek wil vanoggend kom bid vir reën. Here, ons dorp sukkel en ons is oorgelewer aan 'n bose regering wat ingestel is om af te breek soos wat die bose doen. En Here, op 'n manier moet ons as gelowiges ons getuienis juis dan ook nou bring. Maar Here, ons wil dit graag ook deur gebed doen, om U te kom vra, Here, dat U vir ons sal voorsien. Here, dat U vir ons reën sal stuur, hier in die dorp, op ons plase, op die velde, op die lande. Here, waar ons kan sien dat die vee is besig om agteruit te gaan, die veld is besig om uit te droog, daar's nie meer voedingswaarde nie. Here, weet ons dat U wel weer sal voorsien. Here, ek wil kom bid vir elkeen se gemoed. Here, dat U deur die Gees ons sal aanraak, dat ons nie moeg of moedeloos sal word nie, dat ons ten spyte van frustrasies geduldig sal wees, en Here, dat ons op U sal bly wag met die wete dat U vir ons sal voorsien. Here, ek wil kom bid vandag vir ons gesinne, vir ons huwelike. Here, ek wil kom vra dat U ook herstel sal bring. Here, ek wil kom bid vir kinders wat afgedwaal het, die verlore seuns en dogters wat daar buite is. Here, dat hulle weer terug sal kom, nie net na U toe nie, Here, maar ook terug na hulle gesinne, Here. Here, dat ouers wat bekommerd is, dat U hulle harte sal aanraak, Here. En dat U vir hulle kinders weer op die regte pad sal bring. Here, ons kom bid, as ek dit kan opsom, vir herlewing, Here. Here, dat U deur die Gees weer nuwe lewe sal inblaas hier, in ons gemeenskap, in ons land. En Here, dat U lig deur ons so sal straal, dat almal sal weet, U is die enigste God, die enigste Skepper. Here, dankie dat ek dit alles vanoggend kan bid. En met U kan praat as ons Vader, as Abba. Here, dit is so groot voorreg. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir die dankoffer om ingesamel te word, terwyl dit opgeneem word, 'n paar afkondigings wat ek net graag met julle wil deurgaan.
Oom Robert, ons koster, is tans nog op verlof tot en met volgende Sondag, die 15 Oktober. Hy sal dus die 16de Oktober weer aan diens wees. Winnie is wel hier by die kerkkantoor, so as julle enige iets spesifiek nodig het, is julle welkom om ook haar te skakel en by haar te hoor. Daar is nog 'n klomp mense vir wie ons op hierdie stadium bid, wat deur moeilike tye gaan, siektes ensovoorts. Volgende week sal die gebedsbrief lys weer gedruk wees in die afkondiginge, maar ek glo meeste van julle is bewus wie almal geraak word, en julle kan ook gaan kyk op vorige afkondigings, dat ons aanhou sal bid vir almal in ons gemeenskap en gemeente wat dit tans nodig het. Ons begin volgende Sondag dan ook weer met ons kategese, en ons SKJA begin ook eerskomende Woensdag weer, so julle kan daarvan kennis neem, vir al ons hoërskoolleerders, vir die tieners, van Woensdag 5:30 is julle almal baie, baie welkom. Goed, dit lyk my dit is dan al die afkondigings. Ons gaan 'n laaste lied saam sing. Lied 471, soek allereers die koninkryk van God. Ek lyk dit my bietjie haastig. Ek gaan net ons jong diaken kans gee om daar net klaar op te neem. Kom ons staan en dan gaan ons lied 471 hartlik saam sing. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle sy vrede gee. Amen. Julle is baie welkom om lekker saam tee en koffie te kom drink. Dit lyk my die laaste een gaan nie speel nie, maar dit maak nie saak nie. Asseblief, julle is baie welkom, ons kuier lekker saam by die tee.